Soms is dit nodig dat 'n geestelike werker ook 'n vakman sal wees en beide hierdie take verrig, die van die vakman en die geestelike werker, om 'n hoër doel in hierdie lewe te bereik. 1 Tessalonisense 2 vers 9, Paulus wat sê, julle onthou immers nog, broers, hoe ons geswoeg en gesweet het. Dag en nag het ons gewerk om nie vir enige een van julle 'n las te wees, terwyl ons die evangelie van God aan julle verkondig het nie. Met ander woorde, waarskynlik sy bediening as tentmaker of sy vakmanskap as tentmaker het hom in staat gestel om ook die evangelie te verkondig sonder dat iemand anders daarvoor moes instaan. Hy het self gewerk. Hy was 'n vakman en 'n bedienaar van die evangelie. Matteus 6 vers 24, niemand kan vir 2 baase te gelyk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoër, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Nou hier het ons met 'n bietjie 'n ander beklemtoning. Dit gaan nie hier oor iemand wat 'n vakman is en sy werk doen en ook geestelike werk doen nie. Hier gaan dit oor of om God te dien of om Mammon of dan geld te dien. En ek dink dit is 'n gevaarlike posisie wat mense hulle self in bevind. Die verdien van geld staan dikwels hoër op as die dien van God. En hier sê die Here Jesus, die regte manier is om God te dien en nie Mammon nie. As jy na hierdie gedeelte gaan kyk en dan sal jy sien dat die Here Jesus ook in Lukas 18 sê, dis beter om God op so 'n manier te dien en die geld reg te gebruik wat jy deur jou vakmanskap kry om op die ou einde andere te lei na die Here, om hulle ook die geleentheid te bied om vir ewig in die heerlikheid saam met Christus te wees. Dis 'n voorreg wat ons het. Kom ons doen dit en loop mooi.